Alright, ek dink ons gaan begin vanaand. Um in die Ou Testament is daar drie goed wat altyd uitgestaan het. Dit was wyn, koring, brood en dan olie. En ons gaan vanaand 'n bietjie praat oor olie, spesifiek hoekom salf ons gelowiges. En toe ons 'n bietjie daar by Wynand hulle op die plaas gekuier het, so in my hart gevoel dat ons mekaar moet salf, of ek het julle gesalf. En ja, ek het hom nou vergeet in die studeerkamer, ek wil vir julle gewys het. Een van julle op hierdie groep wat ryk is, was Israel toe gewees. En toe het hulle vir my salfolie van Israel afgebring. Iemand op hierdie groep, maar ek sal nou nie sê nie, maar die persoon bly in KwaZulu-Natal. Toe daardie persoon vir my salfolie gebring het, is nog steeds daar in my studeerkamer, Salome. Ek werk spaarsamig daarmee. So ons praat 'n bietjie oor die gedagte, hoekom salf ons gelowiges? Miskien het julle al in die kerk gesien, as hulle vir mense bid, dan salf hulle die mense en hulle salf die siekes en baie keer dan as hulle mense babatjies toewy aan die Here, salf hulle die babas ensovoorts ensovoorts. En ons praat 'n bietjie vanaand oor die salwing van die gelowige. Maar kom ons breek die ys vanaand en vra die vraag, waarvoor gebruik jy olie in die lewe? Waarvoor gebruik jy olie in die lewe? Nou, solank jy 'n bietjie dink daaroor, hoe word meel gemaak? Mielies? Koring wat gemaal word. Hy word gemaal. Hy word gemaal. Hoe word wyn gemaak? Pers word gepers word. Pers word getrap word of so aan. En hoe word olie gemaak? Olyfolie? Olywe wat gepers word. Ek hou van die woord pers. Daar's 'n proses. En is nie maklik nie. Dit word daar's 'n proses en is nie maklik nie. Wynand, waarvoor gebruik jy olie? Ek gebruik nie olie nie, ek gebruik skaapchoppies om jou te olie. Ek dink die meeste olie wat ek hier gebruik, inteendeel is om ons knoffel en russiesous onder olyfolie te sit, dat dit beskermd bly. Elke botteltjie word 'n sekere hoeveelheid olyfolie gesit tot dit onder die olyfolie is, om dit te beskerm, dat dit nie moet uit word en uitdroog nie. Ja, masjinerie gebruik ook. En dan daarna is die trekkers en die karre en die goeders wat ons gebruik meer olyfolie as engine olie. Okay, en dis vir smeermiddel, né? Anita, iets anders waarvoor jy olie gebruik? Dis maar net om mee te kook, sodat dit goed nie vasbrand nie. Olies. Ja, of ons essensiële olies, ons gebruik essensiële olies, baie liters en liters daarvan. Dit maak jou mooi. Essential oils, dit maak jou mooi, John. Ja. Jy glinster so. Nee, ek gaan liewers nou niks sê nie, hierdie is 'n nevermind, los. Jy glitter so. Ek voel baie beter. Jy lyk so Shana nou. Meisie, waarvoor gebruik jy alles olie? Wel, ek beperk olie in kos, maar olie wat ek elke dag gebruik is vir my vel. Ja, kasterolie, ja. Ja, so dis 'n soort van 'n geneesmiddel. Sluit nou aan by Anita se wat noem jy daai olies van jou, Anita? Essensiële olie. Ek gebruik ook kasterolie baie. Okay. Essensiële olie. Salome, waarvoor gebruik jy olie? Okay, dit nou buite die kos maak ook, maak ek my eie gesig rome met olietjies en ek dink dan sal daarvan hou, want ek sit kasterolie onder andere ook daarin. Ja, so. Maar dit is 'n salf. Ekskuus, nee, dit is 'n soort van soos 'n wat jy kan gebruik vir 'n salf ook. Vir vel, seertjies en wat ook al. Ek dink enige salf het maar 'n bietjie olie in, né? Ja. So is 'n medisinaal, ons het beskerming, bewaring, medisinaal,
en dan ook vir mooi maak en so aan. Stel, waarvoor gebruik jy olie? Nee, ons gebruik nie olie nie. Ons is maar bietjie droog. Nee, ek gebruik dit vir my komplat. Hy nie moet kweek nie. Ek gebruik baie olie vir hom. Okay, smeermiddel, né? Smeermiddel. Okay. Robert, waarvoor gebruik jy olie? Al die bogenoemde en dan as ek eendag by die see uitkom, dan smeer ek olie aan my vel dat die son my bloedstuk kan brand. Tannie Wilma? Tannie Wilma, ja, kom Tannie Wilma, daar kom sy nou deur. Tannie Wilma, waarvoor gebruik Tannie olie? Ek gebruik as dit vir kook is, gebruik ek kookolie, anders te gebruik ek ander olie om mense te salf. Nou, Tannie salf ook mense met olie. Ja, Okay. ja, ek het al, ja. Gerda, waarvoor gebruik jy olie? Alles wat hy almal nou al gesê het, ek kan nie aan iets anders dink nie, maar ek hou nog wel daarvan, want wat Wynand ook gesê het van die knoffel, ek dink dit is 'n middel om, ja, iets te preserveer, om het reg te hou, lank laat lewe kan, goed kan laat bly, ja. Maar verder stem ek saam met almal, ja. So, Marius, is daar iets anders waaraan jy kan dink waarvoor ons olie gebruik? Nee, ook maar net vir geur en so partykeer op vleis. En dan as die kaste squeak, raap, maar dis nie kasterolie nie, dis net gewone Q20. Maar ja, is maar en al die ander goeders daarby. Vir koekbak natuurlik ook. Om 'n bietjie mooi te kry. Is die werklik olie ook lekker. Elisel? Nee, ek kan nie aan nog iets dink nie. Elisel brand sulke lampies daar by die huis. Ja. Lekker ryk. Ja, ons gebruik ook olie om lig te maak. Olie is ook energie, né? Come on, olie, ons almal veg nou oor olie, ons kry nie olie nie, dit is energie. Okay, Rina, iets anders waar jy olie gebruik? Kook. Dis al die bietjie wanneer ek kook. John, anything else? Lubrication. Lubrication is lubrikasie. Die Afrikaans is lubrikasie. Dit is jy smeer dit in jou hare. Dis regtig daai woord. Jy smeer dit in die oggend om jou hare mooi te gel. Lubrication is verwrywing, smeerolie, smeerolie. Nog iets anders wat iemand aan kan dink? Ons het nou gedink aan olie bring lig. Nog iets? Olie maak skoon ook, soos gom. Stel, ek dink amper jy het nou die dag vir Louis gesê, jy het jou kombuis skoon gemaak en daai aanpaksel, daai taai olieragheid aan jou kombuiskast en goed, olie maak dit skoon. Ja, ek dink ook as jy 'n yster wil bære, Robert. As jy verwarm wil brand om warm te kry. Yes. So olie het baie doel of funksies. Olie het baie funksies. Daar's nog Robert? Jy kan as jy yster wil temper, dan druk jy hom in olie, dan die olie temper die yster ook. Verseker, maak hom hard, né? Olie maak jou hard. Daar's 'n mooi ene. Ja. Right, ons praat 'n bietjie hoekom salf ons gelowiges, en kom ons kyk wat sê Psalm 105 vers 12 tot 15, meisie. Toe hulle min mense was, min en vreemdelinge daarin, en hulle getrek het van nasie tot nasie, van die een koninkryk na die ander volk, het hy geen mens toegelaat om hulle te verdruk nie. Ook het hy konings om hulle ontwil gestraf en gesê, raak my gesalfdes nie aan en doen my profete geen kwaad nie. Okay. Enige iets wat in hierdie gedeelte wat vir julle uitstaan? Raak my gesalfdes nie aan nie. Die wat toegewy is, gesalf is. Die wat gesalf is, raak hulle nie aan nie. Wat se belofte is daar vir die gesalfdes? Protection. Olie beskerm. Ons het daaroor gepraat. Verwrywing, lubrication, soos John gesê het, hy beskerm jou. Dink nou aan 'n engine.
as daar nie olie in 'n engine is nie, wat gaan gebeur? Die pistons gaan op, mooi Afrikaans is die pistons gaan opsies, né? Alright, so, daar's beskerming. Nou die woord salf kom 20 keer in die Bybel voor. Glo iemand my? Hoekom sal julle my glo? Omdat pastoor nie vir ons stel is om vir ons te jok nie. Ja. Ek is nie veronderstel nie. Alright, Ja. so ek challenge julle nou, as julle dink is 21 keer, gaan lees vanaand uit die Bybel deur van Genesis tot Openbaring en dan tel jy dit vir ons en dan kan jy volgende week vir ons terug sê hoeveel keer. Nee, my bron sê plus minus so 20 keer kom die woord salwing in die Bybel voor. So hierdie versie is vir my baie belangrik. God het sy hand oor sy volk gehad. Toe hulle klein was, het hy sy hand oor hulle volk gehad en dan kom hy en hy sê raak die gesalfdes van die Here nie aan nie. So dit of my voorkom die gesalfdes is daar 'n sekere beskerming oor. God beskerm sy gesalfdes. Dit kom terug na wat ons nou oor die afgelope tyd praat, God se skild van beskerming. God beskerm sy gesalfdes. Nou, wie wil 'n naweek wen by 'n lodge? Die Rena John Lodge. Julle ken die Rena John Lodge. Wie wil 'n naweek wen daarso? Okay. Klink my dis baie lekker daarso. Kom ons vra die vraag. Daar's nie helikopterflips nie, jy kry 'n flip op 'n motorfiets daarso. Okay. Die vraag is, watter gesalfde van die Here se lewe is gespaar omdat hy gesalf is? Vra die vraag weer. Watter persoon in die Ou Testament se lewe is gespaar omdat hy 'n gesalfde is? Tyd begin nou. Jy het 10 sekondes. Jy het 3, nie Dawid nie. Jy het 3 sekondes. Wie het ek gehoor? Saul. Wie het dit gesê? Anita. No. Anita. Okay. Wynand, dan moet jy vir ons 1 Samuel 24 vers 7 lees. Dawid is in die spilonk, Saul is besig om te agtervolg en terwyl Dawid daar wegkruip in die spilonk saam sy manne, kom Saul en hy vat sy middagslaapie daarso en die manne sê vir hom, kyk hoe die Here dit bewerk. Nou is die kans, gaan sny sy keel af, gaan bring hom om die lewe, jou vyand is uitgedelg en Dawid antwoord die volgende, Anita, of gaan Wynand dit lees? 1 Samuel 24 vers 7. En hy het aan sy manne gesê, mag die Here my bewaar dat ek so iets aan my Heer, die gesalfde van die Here sou doen, om my hand teen hom uit te steek, want hy is die gesalfde van die Here. So, hier is 'n spesifieke, pragtige voorbeeld. So, wanneer 'n persoon gesalf is, het die ander mense daardie persoon gerespekteer. Het hulle die persoon gerespekteer of het hulle die salwing gerespekteer? Die salwing. Hulle het die salwing. Salwing beteken, hy is deur God uitverkies. Hy is deur God aangestel. Hy is deur God geroep. Nou in die Bybel se tyd, veral in die Ou Testament, as hulle iets wou geheilig het of afgesonder het, het hulle dit gesalf. Nou die eerste voorbeeld wat ons daarvan kry is in Genesis 28 vers 15 tot 22, Rina, asseblief. Ons praat nou oor die gedagte, wie is die gesalfdes van die Here? Is dit net manne of is dit vroue? Weet julle van 'n vrou wat gesalf is? Nee, 'n vrou het nie beskerming nodig nie, want sy is kwaai genoeg. Net die man se beskerming. Ja, dis nie die waarheid nie. Alright. Die man se salwing het natuurlik oorgegaan na die vrou toe ensovoorts. So in die Bybel wat opgeteken is, ek reg kan onthou, ek is onder korreksie, veral in die Ou Testament was dit gewoonlik die mans wat gesalf is vir 'n spesifieke doel. Maar kom ons kyk na Genesis. Ekskuus, die salwing het van jou afgeloop na almal onder jou, na jou vrou, na jou kinders toe. Dis hoekom die hoof gewoonlik gesalf was.
Ja, interessant, Wynand. Daardie tyd was dit nie net soos ons wat nou 'n paar druppeltjies op jou voorkop sit of so nie. Dit was so 5 liter olie. En mense moet nou dink as jy 5 liter olie hier oor jou hare kry en jou baard kry, in wie se baard het die olie afgeloop? Aaron. Ja, hy vrou is slim vanaand, hoor. Right. Daardie olie afgeloop. So, en dan het dit geloop na jou vrou toe en jou kinders, jou hele huis was dan gesalf. Okay, Rina, 28 vers 15 tot 22 asseblief. En kyk, ek het met jou en ek sal jou bewaar oral waar jy heen gaan en ek sal jou terugbring in hierdie land, want ek sal jou nie verlaat nie totdat ek gedoen het wat ek jou gesê het. Daarop word Jakob uit sy slaap wakker en sê, waarlik, die Here is op hierdie plek en ek het dit nie geweet nie. En hy het bevrees geword en gesê, hoe vreeslik is hierdie plek? Dit is hier niks anders as 'n huis van God nie, en dit is hier die poort van die hemel. Toe staan Jakob die môre vroeg op en neem die klip wat hy onder sy hoof gesit het en rig dit as 'n gedenksteen op en hy het olie daarop uitgegiet. En hy het die plek Bet-El genoem, maar die naam van die stad was tevore Lus. En Jakob het 'n gelofte aan God gedoen en gesê, as God met my sal wees om my te bewaar op hierdie weg waar ek gaan en aan my brood sal gee om te eet en klere om aan te trek en ek behoue na die huis van die Vader sal terugkom, dan sal die Here my God wees. En hierdie klip wat ek as gedenksteen opgerig het, sal 'n huis van God wees, en van alles wat u my gee, sal ek aan u sekerlik die 10des daarvan afstaan. Hey, dit gaan oor Jakob wat gevlug het vir sy boetie en vir sy pa. Was Jakob sondeloos? Wat het Jakob verkeerd gedoen? Hy het sy boetie verneek. Hy het sy broer verneek en hy het vir sy pa gelieg. Ja. Weet julle, in die Boesman kultuur, as jy op 'n bynes afkom, wat hulle besig is om heuning te maak, en jy merk hom, ek skryf daar my handtekening, dis Louis se nes hierdie, en John gaan en John haal die heuning uit. Wat maak hulle met John in die Boesman kultuur? Hulle maak hom dood, hy's 'n bedrieger, vir heuning. Okay, dit was maar net so useless information. So, Jakob het gesondig. En dis wat ons vanaand moet verstaan. 'n Gesalfde van die Here is nie te sê, jy is sonder sonde nie. Onthou dit, jy is nie sonder sonde nie. Hoekom het Jakob daai klip gesalf? Want hy was moeg gewees om die olie te dra. Hy wil nie die olie verder gedra. Ekskuus, onthou nou vandag is olie redelik beskikbaar. Daai tyd was dit nogal 'n baie skaars produk, olie. Want dit was 'n dit moes in die hand gemaal geword het en hoeveel olywe gaan jy 'n olietjie kry ensovoorts. Ek kan nie die hele proses, julle sal nou beter weet wat's die proses as ek. Maar hoekom het Jakob hierdie klip gesalf? Want hy het gedroom, en waar die Here met hom praat, né? En toe voel hy hierdie plek is 'n plek waar die Here is. Dis hoekom hy dit gesalf het. Ja, hy het hierdie plek geheilig. Onthou, alles in die tempel was geheilig deur olie. Olie verteenwoordig
God. Jy word geheilig deur die olie. Olie beteken jy's afgesonder. As hierdie nou 'n instrument was in die tempel of 'n item in die tempel, het ons hom gesalf en dit was geheilig. Geheilig, dis aan God toe gewy. Ek wil ons met hierdie woorde mooi verstaan. 'n Gesalfde is aan God toe gewy. Enige opmerkings oor Genesis 28? Wat beteken die woord Bethel? Huis van God. Huis. Die Hebreëse woord vir bed is huis en die El, weet ons El Shaddai, Elohim is God, huis van God, Bethel. Right. Kom ons kyk na 'n baie bekende vers Estel, 1 Samuel 16 vers 13. Samuel neem toe die horing met olie en salf hom te midde van sy broers. En die gees van die Here het van die dag af en verder oor Dawid vaardig geword. En Samuel het klaargemaak en na Rama gegaan. Hoekom, dankie Estel, hoekom het Samuel vir Dawid gesalf? Dat is nie 'n opdrag van God. Dit was 'n opdrag van God. God het hom as koning gekies. Hy is gekies as koning. En daarom het God vir Dawid gesalf. Of Samuel vir Dawid gesalf. Hoekom het hy die oudste broer nie gesalf nie? Hy was nie uitverkore nie. Sê die Bybel nie God kyk na die hart nie, hy kyk nie na die uiterlike nie. So die gesalfde van die Here is nie altyd die persoon wat weet jy, ek staan kyk vir 'n groep mense en jy dink daai is 'n leier en daai ou is dit en daai ou is dit en hy staan uit as 'n voor, weet hy kan dit doen en dit doen, maar God kyk na ander eienskappe as wat die mens kyk. Maar nou, hier is die vraag wat ek julle wil vra. Is die salf net in die Ou Testament gewees of is dit ook in die Nuwe Testament? Die Nuwe Testament ook. Robert kom en hy sê in die Nuwe Testament, en ons gaan nou later daaroor lees, die salwing was nie net 'n ritueel nie. Dit word deurgetrek na die Nuwe Testament toe. Voor ons van Dawid se salwing afgaan, is daar enige iemand wat iets wil vra of sê oor hierdie salwing van Dawid? Al wat ek kan daar sien is dat toe hulle hom gesalf het, het die Heilige Gees oor hom gekom. Van daai tyd af het die Heilige Gees oor Dawid gekom. Ja. Robert, ek wou dit gesê het en dis iewers in my aantekening, maar ek het dit nou vermis en dankie dat jy dit gesê het. So in die Ou Testament, wanneer iemand gesalf het, het die Gees oor hom gekom. Hou daai gedagte. In die Ou Testament het die Gees oor hom gekom. Okay. Nou beweeg ons na die Nuwe Testament toe. En kom ons kyk wat sê Matteus die 6de hoofstuk, die 17de tot die 18de vers, Gerda. Matteus 6 vanaf vers 17. Maar jy, as jy vas, salf jou hoof en was jou gesig, sodat jy nie die mense laat sien dat jy vas nie, maar jou Vader wat in die verborgene is en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Okay. Wat sê hierdie skrifgedeelte vir julle? Iets wat uitstaan vir julle in hierdie skrifgedeelte? Nou ons is nou in die Nuwe Testament. As jy iets vir die Here doen, hoef jy dit nie uit te blaker nie. Doen dit vir die Here. Ons tussen jou en die Here. Verseker, die linkerhand moet nie weet wat die regterhand doen nie. Nog iets wat vir julle uitstaan?
En dis nie iemand anders wat jou salf nie, jy sal met jouself salf. Jy salf jouself. Wat ek stem saam met jou, Rina. Iets wat vir my uitstaan is dat binnekant is jy besig om nader aan God te beweeg. En dis besig om uit te skyn in jou gelaat. As mense jou sien, dan sien hulle iemand met 'n blymoedige gees. Hulle sien iemand wat glitter. Kan ons die woord glitter gebruik? Jy kan die versorg of wat, ekskuus, wat sê jy, Anita? Jy sprankel. Jy sprankel. So, die Here sê, al gaan jy en jy vas, en jy kom op 'n geestelike pad wat jy nader aan my beweeg, dan sprankel jy nog steeds. En ons is besig om die beeld van Jesus uit te dra na buite toe. 'n Beeld van blymoedigheid, 'n beeld van oorwinning, 'n beeld van 'n overcomer, iemand wat oorwin het. Nou, wie is die gesalfdes in 2026? Wie is die gesalfdes in 2026? Die gesalfdes is die mense wat verkies word in die verkiesing. Die gesalfdes is die mense wat hoof van politieke partye is. Die gesalfdes is net die pastore. Ja, ekskuus, is net dominees en sommige pastore. Want as ons in die kerkraad sit en ons wil hom aanvat, dan sal hy vir ons sê, gaan lees Psalm 105 vers 15. Ek is 'n gesalfde van die Here, jy kan my nie aanvat nie. Okay, julle was nog nooit op 'n kerkraad vergadering nie. Okay. Dis baie snaaks as 'n ou droog gemaak het en hy's in 'n hoek, hoe vinnig hy hierdie versie quoteer. Ek is 'n gesalfde van die Here. Right. Wie is die gesalfde in 2026? Wie is die gesalfdes? Elke wedergebore kind van die Here, wat die Here aangeneem het as sy persoonlike saligmaker en verlosser en saligmaker. Het Gerda uit Robert vanmiddag vir jou skaapbout gegee? Nee, hy het vir my souskluitjies gemaak, ja. Lekker. Kan jy sousluitjies maak? Jy kan ja. Ons volgende kuier is in Robert. John, hoe klink dit? Ons is daar. Ons het al melktert in Sedgefield en ons het sousluitjies in Robert en skaapchops in die Val Driehoek. Ons kan vet word hierso. Ons moet net almal bymekaar kom. Ja, Alright. Kom ons kyk dit wat Gerda sê, staan dit in die Bybel? Lisel, kom ons kyk 2 Korintiërs 1 vers 21 tot 22 asseblief. Hy het ons saam met julle op Christus as fundament geplaas, terwyl God ons ook vir hom afgesonder het. Hy het ons as sy eiendom gemerk en die Gees in ons harte gevestig as deposito wat as waarborg dien van alles wat hy nog vir ons gaan gee. Okay. Lisel is by die Nuwe Lewende Vertaling, hy is reg Lisel NLV, né? Ja. Hy praat van julle is afgesonder. Salome, wat sê die 53 vertaling? Maar hy wat ons saam met julle bevestig in Christus en ons gesalf het, is God, wat ons ook verseël het en die Gees as onderpand in ons harte gegee het. Okay. In Christus. So, Gerda is 100% korrek. Elkene wat tot wedergeboorte kom, elkene wat deel is van die bruid van Jesus Christus, elkeen wat deel is van die gemeente van die Here Jesus Christus, dit gaan nie oor 'n spesifieke denominasie nie, dit gaan nie of jy jou hare gekleer het of nie gekleer het nie, is die gesalfde van die Here. So, Wynand, as Anita vanaand vir jou sê, jy slaap in die spaarkamer, dan sê jy vir haar, Psalm 105 vers 15 sê, moenie die gesalfde van die Here aantrek nie, ek slaap op hierdie kant van die bed, finies en klaar. En is gedoop.
Dit gaan jou nie help nie. Alright. Dit is kostelik. Dis Andy sê dis kostelik. Right. So jou salwing gee jou identiteit. Dieselfde beskerming wat Saul gehad het, wat Dawid gehad het, dieselfde beskerming wat hulle gehad het, wat die Here vir hulle gegee het, wat Jakob gegee het, het elkeen van ons, het die kerk vandag. Maar besef ons dit. Besef ons dit. Wynand het gesê ons moet graag Johannes 14 vers 17 lees. Hy's nou nie op die gebedslys nie, maar kom ons lees Johannes 14 vers 17. Wynand vir hulle. Die gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat Ekskuus Wynand. dit hom nie sien. Ekskuus Wynand. Wie is die gees van die waarheid? Dis die Heilige Gees. Ag, lees net vers 26 eers, sodat ons net seker is. Kyk, ons lees altyd die laaste en dan kom ons 'n bietjie terug. 26 sê: Maar die Trooster, die Heilige Gees wat die Vader in die naam sal stuur, hy sal alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Okay, so dis die Heilige Gees. Vers 17 Wynand. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Wow. Daai laaste stukkie highlight hom. En in julle sal wees. Ons praat van die inwoning van die Heilige Gees. Robert, toe Dawid gesalf het, wat het gebeur? Die Heilige Gees het oor hom gekom. Die Heilige Gees het oor hom gekom. Sê die Bybel, die Heilige Gees het in hom gegaan. Nee, want die saligheidsplan was nog nie daar nie. Ek hoop dit maak vir iemand sin. Maar vir die kerk, vir ons vandag wat tot wedergeboorte kom, waar Jesus Christus die prys gehad het, kom bly die Heilige Gees nou in my. En ek is 'n gesalfde van die Here. Kom aan, as julle in die AGS was, het julle nou almal gesê amen. Ja. Right, maar so die Heilige Gees woon in jou en dit maak jou nou 'n gesalfde van die Here. Right, enige iemand nog iets sê oor hierdie spesifieke vers? Dit laat my net dink dat ons moet respek hê teenoor ander mense. Hoe baie keer kan ons mense vermoor met ons tong? Maar hulle is eintlik gesalfdes van die Here. Ek het dit gesê, ek sê dit weer. 'n Pastoor preek eendag en hy sê die volgende, hy sê hy en sy vrou het so 'n bietjie 'n argument. Maar 'n man leer mos so met jare, John. Wat leer 'n man so met jare? Stil. Jy bly stil. Jy bly stil. Jou eerste woord is sorry en dan bly jy stil. Al was jy nie verkeerd nie, Marius, is jy al op daai plek in jou lewe? Ja, as jou vrou vra waar bly jy, dan sê jy bly stil. Ek moet een ding sê, ek het baie punte van hierdie naweek opgetel by Wynand. Jy gaan jy gaan volgende week vir ons die aanbieding doen, John. Right. Ons het tussen ander leen het ons nou so amper 66 jaar se huwelikservaring. Ek klok so op 32 en sy so 34, so ons is op 66 jaar. So ons kan, as jy wil raad hê oor 'n huwelik, vra ons het 66 jaar se ervaring. Ja, ek speel sommer. En daar's so 'n bietjie 'n wrywing in die pastorie. En hy het ook nou al geleer, as jou vrou vir jou vra waar is jy, dan sê jy ek bly stil. En hy dog toe wel, hy gaan nie aan, hy moet dit net van sy hart af kry. Hy kan nie vir sy ouderling bel en sê, hoor hierso, my vrou is nou baie onregverdig. En hy dog toe wel, ek meen, hy en die Here is mos so. Hy gaan bietjie met die Here praat oor sy vrou.
Hy sê en hy gaan kniel en hy begin toe sommer dadelik wegval oor met hierdie klaagsessie, jy weet, Here, wil jy haar nie net verander nie. Daai ding wat sy doen was verkeerd. Wil jy haar nie net verander nie. En hy sê dit so voel of die Vader hom so 'n skit gee en hy sê vir hom, hey, jy moet onthou daai persoon van wie jy praat is my dogter. En baie keer praat ons van mense en ons breek mense af. Hulle is ook gesalfdes van die Here. Lyk my ek is by verkeerde plek van hom. Praat met my, hoe ervaar julle dit? Ja, ons is besig met so 'n boek van eer en daar is dit ook al so van vroeg af, van Adam en Eva af. Hoe die Here hulle geëer het deur toe hulle dit verkeerd gedoen het hy vir hulle klere gemaak om hulle eer te beskerm. Pragtig, Maurice. En van vroeg af is dit 'n ding wat reg deurloop deur die Bybel, is om eer te beskerm van die mense wat rondom jou is. En as jy dit afbreek, is jy nie deel van daai, of dan beskadig jy eintlik dit waarvan jy deel van is, as kind van God. En weet jy, Marius, ek moet vanaand erken en ek is baie hartseer daaroor. Of wat se kommissies of sulke goed was ek nou al betrokke waar ons mense uit mekaar uitgetrek het, afgebreek het. Kinders van die Here. Vanaand is jy skaam oor dit. Kom ons respekteer mekaar. As jy kyk vir daai persoon en ek kyk vanaand vir julle, weet julle wat's lekkerste vanaand vir my? Te weet elkeen van julle is 'n gesalfde van die Here. Is 'n gesalfde van die Here. God woon in jou. Hy het jou nie net van buite omstraal nie. Hy woon ook binne in jou. En jy is 'n gesalfde van die Here. Yes, John, jy kan Sondag hieroor preek. Nog iemand iets sê oor 1 Korintiërs? Of 2 Korintiërs 1? Alright, kom ons gaan na die volgende versie toe. Nou kom ons by die volgende vers. As ons gesalfdes is, hoekom salf ons nog steeds mense? Hoekom sit ons olie op hulle kop of olie waar ook al? Hoekom salf ons nog mense? Is dit Bybels of is dit nou maar net 'n ding wat gekom het van Amerika af? Waar kom dit vandaan dat ons mense salf? Ja, dit het gekom in 1994 toe hierdie nuwe politieke partye in bewind gekom het. Waar kom dit vandaan? Kom ons kyk wat sê die Bybel. Salome, Markus 6 vers 13. En hulle het baie duiwels uitgedryf en baie siekes met olie gesalf en gesond gemaak. Kyk, so hierso is die disippels besig om vir mense te bid. Hulle dryf duiwels uit en hulle salf die siekes. Aansluit by hierdie ene Gerda, Jakobus 5 vers 13 tot 16, dan praat ons hieroor. Amper daar. 1:5. Jy het nog 'n minuut oor? Dis amper daar, sorry. 6. Dis daar. Nee, man. Okay, Gerda, het jou Bybel Jakobus in? Ja, hey. Ek werk net op my skoot hoor. Ek werk op my skoot en dit is bietjie moeilik hoor. Yes. Nee, Louis, jy gaan op die bank staan vanaand. Ek gaan niks biltop van Robert afkry nie. Nee, jy gaan op die bank slaap vanaand. Jakobus 5 vanaf vers 13. Is daar iemand onder julle wat ly? Laat hom bid. Ekskuus Gerda. Met wie praat Jakobus of wie praat die Bybel hier? Praat hy met die ongelowiges? Hy praat met ons. En as ons vanaand eerlik sou gewees het,
en ons sou nie net 'n gebedslys gemaak het nie, en ons is eerlik met onsself, en net uit hierdie groepie mense wat na die tyd hierna kyk, is daar baie mense wat ly, wat deur moeilike tye gaan. Okay, verder. Is daar iemand wat onder julle wat ly, laat hom bid. Is iemand opgeruimd, laat hom psalm sing. Is daar iemand wat is daar iemand siek onder julle, laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig, selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n geregverdige het groot krag. Wow. Wat sê hierdie stuk vir julle? Wat staan uit? Geloof. Wat van die sondige, as hy sonde in sy lewe gehad het? Ek dink as jy ly, ek dink nie so nie, ek weet. As jy deur 'n krisis gaan in jou lewe, dan kan jy maklik die geloof langs die pad verloor. Hoekom gebeur hierdie dinge? Is ek werklik nog 'n kind van God? Nou sê die Bybel, jy bring die geestelike ouens bymekaar. Soos daar op Wynand se plaas. Maak 'n kring. Ons lê hande op jou. Salf jou. Spit vir jou. En daai gebed van 'n regverdige het groot krag. Is dit die salwing wat jou gaan gesond maak? Is dit die olie wat jou gaan gesond maak? Nee. Dis die Here. Maar hoekom salf ons dan nou mense? Ekskuus Robert? Dis net 'n teken, dis daar's nie krag in die olie nie. Dis net 'n teken dat ons dit in die geloof doen. Ons salf 'n persoon dat ons kan onthou wie is God, maar ons kan ook onthou wie is hierdie persoon. Hierdie persoon behoort aan die Here en die Heilige Gees woon in. En wanneer ons 'n persoon salf, dan verklaar ons vir die wêreld. Ons wy hierdie persoon aan die Here toe en sê, Here, U ken Louis se behoeftes. U weet wat het hy nodig. En is 'n kontakpunt tussen God en hierdie mens. Ons herinner God aan sy beloftes, wat hy oor Salome uitgespreek het, wat hy oor elkeen van julle uitgespreek het, sê, Here, ons bid vir Salome, ons salf vir Salome. Ons bid vir Anita vir haar oor, en so kan ek op die lys afgaan. Ons bid vir haar. Dis die rede hoekom ons salf, dis nie net 'n ritueel nie. Dis meer as 'n ritueel. Ons herinner God aan sy beloftes. Ons sê vir die wêreld daar buite, hierdie is die gesalfde van die Here, niemand mag hierdie gesalfde aanraak. Voor ek sê fluit, my storie is uit. Olie bring beskerming. Jy behoort. Olie is 'n teken dat jy behoort. Olie bemagtig jou, God rus jou toe. En olie bevry jou, al die wrywing uit. As jou ring nie meer wil afkom nie, moenie op 'n diet gaan nie. Sit net olie aan en hy sal weer afgaan.
bevry jou. Dis hoekom ons gelowige salf. Dis nie net 'n ritueel. Dis nie maar net 'n kerklike gebruik nie. God het gesê, salf mekaar. Die disippels het dit gedoen en dis 'n opdrag in Jakobus. Fluit, my storie is uit. Ons gaan nog 2 versies deel, maar kom ons deel eers met mekaar. Wynand, kom ons begin dan by jou. Enige iets wat jy wil sê oor die salwing? Nee, ek's reg, dankie pastoor. Anita? Ek is ook reg, dankie pastoor. Sê iets anders te bolwerk is reg. Louis het my nou die dag gesalf toe met die doop van Wynand. Dit was vir my baie kosbaar. Dit is die eerste keer in my lewe dat ek gesalf is. En ja, dit was vir my ongelooflik spesiaal en kosbaar. Dit is Salome. Ek Dankie vir die salfolie wat jy vir my gegee het. Dit is seker 20 jaar oud, maar Hy werk. ja, nog 20 jaar. Ek dink dit is nogal 'n kragtige belofte van sekuriteit dat ons as kinders van die Here wat in Christus is, weet dat God, die Heilige Gees, hy het ons waarborg dat God getrou is aan sy beloftes. En dis vir my net dis baie groot vir my om te weet ek is in Christus. John? Ek wil net 'n klein storie vertel. In 2004 of 2005 toe bou ons 'n huis hierso in Randburg in Joburg. En die eerste keer in ons hele lewe dat Rien en ek nie betrokke is nie. Ons was nie die bouer en dit nie. Ons het iemand gekry om dit te doen want dit was in 'n kompleks. En daar was 21 eenhede in die kompleks. En ons het ons stukkie grond gaan uitkies. En Rien en ek het van hoek tot hoek op daai stukkie grond gegaan en hom gesalf en daaroor gebid. En toe sê ek vir die bouer, as jy klaar by die fondasies klaar is, voordat jy daai konkreet binnekant, jy bel my. En hy sê, hoekom? Ek sê, want ek wil oor daai fondasies bid. En so gaan hy aan. En op die uiteinde kom ons hier by die dakhoogte. En ek het nooit vir hom gesê, hy moet my bel nie. Maar toe is hy nou maar snaaks. En hy bel my, hy sê vir my, jy wil seker kom bid voordat ek die dak opsit. Ek sê vir hom, Jesusie, baie dankie dat jy... Toe die huis nou klaar is, en almal van ons trek in, al 21 inwoners. En dit was 'n smart kompleks, elke een was afgesonder met sy eie muur, en jy weet, met jou swembad en alles, baie nice, né? En hy het mooi houtvensters gehad, hierdie huis. So ek en Rien het besluit, ons sit nie die wering op nie. Ons sal later, as ons weer geldjies het, 'n alarmstelsel insit. Ja, sien al die mense om ons, al 20 mense om ons, gaan en hulle sit die wering, hierdie trellideure voor hulle vensters, en alarmstelsels en beams buitekant, en hulle gaan tekeer. En so, 3 maande later, kom hulle na my toe, al 20 inwoners, gaan klop op Rien en ek se deur. En hulle sê, nee, hulle wil net weet, of ek en Rien die syndikaat is. Want al 20 plekke is ingebreek, en karre is gesteel, goedere is gesteel. Ons sit hierso, nie elektriese heining nie alarmstelsel, nie beams nie is die wering nie. En ek sê vir die ouens, nee, ons het die plek gesalf van voordat daar eers 'n stukkie grond skoon gemaak het. Dit het so erg gegaan op die uiteinde dat dit was die enigste huis uit al die huise wat Rien en ek gedoen het, né?
dat hulle het so lelik teen ons gedraai en ons lewe so moeilik gemaak het, nee. Dat ons het op die uiteinde die plek verkoop teen 'n R40.000 se verlies, net om daar uit te kom. Want hulle kon ons nie glo dat en hulle het almal, die eerste vraag wat ek vir hulle almal gevra het, toe hulle nou in my dubbel garage staan daar so op ons skreen, ek staan op die trappe. Ek sê vir hulle, wie van julle is kinders van die Here? En een of twee het hulle hande opgesit. Ek sê dan beter julle begin om vir julle self te kyk. Ek sê want hierdie huis is gesalf deur die bloed van Jesus. En na 4 maande van daai pragtige huis, die tuin was nie eens bevestig, het Rien en ek net gesê, ons trek Valdriehoek toe. Pragtig, pragtig. Die krag van die salwing. Rina, iets wat jy wil deel? Ja. Sissie, iets wat jy wil deel? Dink jy dit is lekker dat ons vir mekaar kan bid en dan mekaar kan salf ook? Ek dink dit is 'n voorreg. Amen. Amen. En terwyl jy stel dit nou noem, jy mag jouself ook maar salf hoor. Jy mag jou nou en dan net om jouself te herinner wie jy is, jou identiteit, wie en wat jy is. Vir julle wat alleen is, Salome, jy mag jouself maar salf. Jy mag. Tannie Wilna, iets wat Tannie wil sê? Ek kan nie inkom nie. Ja, ek stem saam met jou, Louis. Ek het al baie keer myself gesalf. Ek was op 'n groepie gewees. Die groepie is nou nie meer online elke aand nie. En ons het mekaar, die leier van die groepie Aniele, wel nie elke aand nie, maar dan sy gesê, jy met jou oë salf jou ore, dan sy gebed, het 'n gebed gehad met alles. Ek glo jy kan jouself salf. En ek het al baie keer, as ek net miskien 'n klein kop seer, dan salf ek myself en daar die Here genees jou deur salwing. Amen. Verseker. Amen. Robert, iets van jou kant af? Nie wat ek nou so vandag aan kan dink nie. Gerda? Ek is net dankbaar ek is 'n gesalfde van die Here. Baie dankbaar. Amen. Lisel, iets van jou kant af? Ja, dankie. Jy Brits? Ja, ek dink maar net dat die gesalfde of dat die salf 'n tipe van 'n fisiese bevestiging is van dat die Here ons koning is en ons bewaarder is. Yes, dis 'n kontakpunt tussen ons en God. Dis net herinnering. Net soos ons die nagmaal gebruik, en ek sê nie die salwing is 'n sakrament nie, ek sê nie so nie. Maar dis as ek myself dan dink ek, wie is ek? Ek is 'n gesalfde van die Here. Moenie die gesalfde van die Here aanraak nie. Kom ons kom by die laaste 2 verse. Ek soek iemand met 'n King James. Is iemand met 'n King James version? So nou kan ek jou pla vir 'n King James version. Jesaja 10 vers 27. En dan meisie lees vir ons Psalm 23 vers 5. Nou? Jy kan vir ons Psalm 23 vers 5 lees, en daardie bekende Psalm van Psalm 23, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Kom in vers 5. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. U maak my hoof vet met olie, u salf my hoof. Wynand, daai tyd as die skapies het 'n ooginfeksie gekry en dan die herder gegaan en hulle hele kop gesalf met, en dan dit het die vlee weggehaal, dat hulle nie infeksie gekry het. U salf my, u genees my, u genees my, u genees my. Salome, ek wil hom nie in die King James, die Afrikaans praat van vettigheid, maar
Luister hierdie ene, Jesaja 10 vers 27 in die King James, Salome. And it shall come to pass in that day that his burden shall be taken away from off thy shoulder, and his yoke from off thy neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. The anointing will break the yoke. Jy is vasgevang dalk in baie dinge, dis die salwing wat die juk sal verbreek. Goed, dit was hoekom ons mekaar salf. Dit was 'n heerlike gesprek saam met julle. Kom ons praat 'n bietjie oor gebedsversoeke. Ekskuus, julle gaan dink ek is 'n plaat wat vashaal, maar ons moet ernstig bid vir Sakkie. So hou vir Sakkie in gebed. Wynand, gaan met die bene. Pastoor, is maar dit bly maar 'n probleem. Ek weet ek moet by die dokter uitkom as ek sodra ek 'n kans kry dat ek dit doen, maar intussen asseblief hou maar aan. Dit bly maar 'n ongemaklike storie. Iets anderste waar ons kan saam bid? Ons is dankbaar as dit vandag, ek het net so voor die Bybelkuier begin het ek gou uitgehardloop en net die meter gaan so vinnige oogie op omhoog en dit lyk of ons so 35 mil gehad het vandag. Die hele dag sagte, motorreën 35 mil. Soos baie goeie reën, ons baie dankbaar daarvoor. En dat ons veilig was, hierdie hele week was ek hele week op die pad gewees, oral heen. Maar John bly ver, dit vat my 5 dae om daaraan toe te ry. En dat ons soontoe en terug was, dat ons alles veilig was, dat alles veilig was hierso, en dat ons nie beserings gehad het met die atletiek nie, dat het so goed gegaan daar, so ons is so dankbaar, dankie. Amen. Anita, ons bid vir die oë, iets anderste wat ons kan saam bid? Ja, baie dankbaarheid. Ons is regtig geseën met groep soos hierdie mense van Horizon. Vir John hulle regtig baie dankie en Rina, hulle gasvryheid. En dan net die kindertjies het eintlik so goed gedoen. Ag, ons is so dankbaar vir hulle. Hulle het dit geniet en hulle het medaljes en nie medaljes nie, maar maak nie saak nie. Dit was vir hulle regtig baie lekker en baie uitputtend vir my. Wynand het die hele dag geslaap vandag. Ons mans kan nie sulke druk hanteer nie. Ons is maar sissie so. Kry maklik. As jy so dis daai biltong, ek gaan vir jou go hoor tot ek daai biltong kry. Anita, ek moet vir jou sê terwyl jy so praat van die kinders se prestasies, dan moet ek vir jou sê jong, hulle daai gene kom af van ouma Salome af, jong. Sy is maar 'n preseerder, né? Definitief. Meisie, enige gebedsversoeke? Nee, ek het nie versoeke nie, maar ek het ook 'n baie dankbare hart. Die Here is so goed vir ons, regtig. Daar's nie klagtes nie. Ons bid maar net vir almal wat dit nodig het. Insluitende onsself. Ons almal het gebed nodig. Maar daar's nie spesifiek iets nie, dankie. Nee, ek stem saam. Die Here is vir ons baie goed. Salome? Net my bestaande versoeke asseblief baie dankie. Niks John? Ons asseblief, kom ons net vir die fik asseblief op die lys hou van hy's nou vir 3 weke se bestraling elke liewe dag. Die Here het 'n doel vir hierdie hele lot, so ons vertrou 100% in wat die Here wil met sy lewe te doen en ons glo ook nie wat die spesialiste sê. En dan asseblief vir Lance, my vernoot in Frontline Hope hy gaan in op Woensdag vir 'n armoperasie van die skouer af tot by die hand. So ons hou hom asseblief net, dis op Woensdagoggend word hy geopereer en hy sal 3 dae in die hospitaal wees. En dan ook vir Sonja. Sy is ewe skielik opgeneem op Vrydag aand met 'n bloeiende what's it ulcer? Maagseer. Ja. Okay. Sonja, né? Sonja. Okay. Alright. Rina, iets anderste wat jy wil byvoeg? Nee, dankbaar hart.
Ons is so dankbaar, dit gaan goed met John se gesondheid. Hy glimlag weer. Hy moet net so 'n bietjie Sien maar gewig die optel. Hy moet net so 'n bietjie gewig optel en dan lyk hy weer alright. Hy lyk bietjie maar, Hoor maar hy lyk alright. Hoor jy, ek gee vir 'n grief. Ag nee, maar dit kan jy maar gee. Dit kan jou op ons ouderdom kan jy eet wat jy wil en jy kan maar grief gee, dis alright. John. Nee maar sy word nou mos ek kan net vir so lank vir haar grief gee, dan word sy ouma. Lisel, hoe gaan met oupa? Nee, is nog dieselfde. Ek dink ons wil net reën hê asseblief. Ons bid vir reën en ons bid vir oupa. Meneer Brits, iets van jou kant af? Niks ekstra nie, dankie. Alles is dankbaar, né? Gerda, gaan dit met die kinders? Ja, kom ons bid maar net vir hulle. Kom ons bid veral vir my 2 skoonseuns, laat veral nog die een in Wallis, laat hulle die priesterskap, die hoof in priesterskap aanvaar in hulle huis, soos wat Jesus die kerk, so moet die man die vrou se huis gesin na kyk. Ja, bid maar net vir die kinders, ja. Ons kinders is vir ons ongelooflik belangrik. Natuurlik. Robert, wanneer kom jy die kwakkie sien hier, die dokter sien? Ek weet nie, die uitslae is nou uit van die biopsie. Nou wag ek nou maar net dat hy sy plan bestraling of nie bestraling nie, die chemoplan uitwerk en ek weet nie wat magtigings kry en hy doen dit gewoonlik alles self. Sit maar rustig en wag vir hom. Hou ons asseblief op hoogte, Robert. Nee, verseker. Jy's 'n gesalfde van die Here. Ja. En ons is lief vir jou, hoor. Ek weet nie of ek dit al op die groep genoem het nie. Ja, ek het 'n WhatsApp opgesit. Nou die kolletjies het nie groter geword nie. Dis presies nog net dieselfde. So die Here is besig om te werk. Amen. Die Here werk getuienis daaroor. Amen. Die Here werk baie keer agter die gordyn en dan sien ons dit nie altyd nie, maar God is besig. En hy maak nooit foute nie. Tannie Wilma, enige gebedsversoeke? Ek is reg, dankie Louis, net dankbaar. Ons is dankbaar vir die reën. Ons het so bietjie gehad, maar ja, ons is dankbaar vir die bietjie wat ons altyd kry. Amen. Ons bid dat daar by Marius in die tuinroete dat die reën gaan kom. Dat die damme kan vol word. Stel iets wat jy ons kan saam bid? Net dat die Vader vir my regte koper sal stuur vir my huis, met die verkoop van my huis. Amen. Dat die Here gaan deure oopmaak en die regte koper kan stuur vir die huis. Wynand, kan ek jou vra om vir ons op te dra aan die Here asseblief? Here, ons groot en almagtige Vader, sê vir baie dankie. Dankie vir die geleentheid wat ons gehad het om vanaand weer saam te kan kuier. Ek sê vir baie dankie vir elkeen wat hier deelgeneem het. Ook elkeen wat inluister na die tyd. Here, weet ons, dit is ons gesin, dit is ons familie, dit is ons mense. Here, wees asseblief met ons deur hierdie week wat voorlê, met alles wat ons wil doen, oor ons waar ons gaan. Want as dit U wil is, Here, bring ons almal veilig terug, elke dag terug by ons huise. En as dit U wil is dat ons volgende Sondag weer by mekaar kan kom. Here, ons sê vir U baie dankie vir die heerlike reën wat geval het oor groot dele, en ons weet daar's nog 'n paar plekke wat nog nie reën gehad het nie, Here, en ons vra dat U daai droogte ook sal breek. En Here, baie dankie vir al die seëninge wat ons het in ons lewe. Van toerusting tot mense. Sê ons vir baie, baie dankie. En ons bid dit alles in Jesus naam alleen. Amen. 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 Voor ons Baba sê, Salome, kan ek vanaand vir jou 'n gebed doen asseblief? Kom ek bid vir Salome. Here, dis net in my hart om nou vir Salome te bid. Sy is die kind, Here. Ek weet nie wat's die uitdagings, al die uitdagings waardeur sy gaan nie. Here,
Sy is die kind. Sy is die gesalfde. Daarom bid ek in Jesus naam, Here, dat U vir haar sal voorsien, ver bo wat ons dink, wat ons kan droom, dat U net vir haar sal deurkom en vir haar 'n deurbraak sal gee. En ek dank U daarvoor, in Jesus naam. Amen. Amen. Julle moet 'n wonderlike week hê. Soet wees, John. Wynand, moenie al die biltong eet nie. Ja, hy moet 'n bietjie met ons ook deel. Pastoor sal my vat. Ja, ek het hom weggesteek. Ja, dit Was reg onder julle neus staan in die kamer. Waar julle? Robert, as jy saamkom, as jy met Nelspruit toe kom, bring souskytjies saam, né? Aktoor. Bye Bye julle. Blessings. bye.